Good evening and welcome to Think Life. You're joining myself, Louis Witt, and Sandy Skuman. hello, Sandy. Hallo Louis en al die luisteraars daar buite. You are so welcome to join us, and tonight we are excited about the topics. Sandy, shall you let it out of the bag? Ek sit hier en ek het rooi mure in my stoel van opgewondenheid, so ons het al voorheen. Miskien ook vroeg verlede jaar het ons 'n program gedoen oor how to declutter so 'n bietjie jou lewe, nê? Maar vanaand sin is 'n deep dive through clutter. Ek dink ons het laas meer geraak aan die emosionele goed en ons kan nou 'n bietjie meer gaan in die geestelike. Wow. Die geestelike resultaat van Ja, clutter. And I think it's more like putting it in the bag and throwing it away than letting it out of the Mag bag. ek vir jou 'n quote gee wat van Joshua Becker afkom? So ek sê later vertel wie hy is, maar een van sy quotes is: Rather than always looking for a better life at the checkout line at Target, nou Target's Amerikaanse winkel, maybe you'll find it quicker at the drop-off zone at Goodwill. Okay, explain. So in plaas daarvan om jou dopamien vol te maak waar jy by die toonbank is en betaal vir al jou nuwe goedjies, nê? Maak jou dopamien tankie vol deur jou goedjies te vat na die charity shop toe. Sure, Sandy. And what pops up, and just correct me if I'm wrong, but the Beatitudes, Jesus was saying that it is more blessed to give than to receive. Ja. Ja. Ja, so ek wil graag as ek vinnig vir ons mag open, wel nie vinnig nie, as ek vir ons hierdie gesprek mag open met Matthew 13 verse 44 to 45. The kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought the field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of the great value, he went away and sold everything he had and bought it. So die vraag is, nie is jy bereid om alles wat jy het te verkoop nie. Die vraag is jy bereid om jou prioriteit op die regte plek te sit? I love that parable. It's just so kingdom, you know. Ja, en dit gaan oor die waarde van goed. Wat is regtig waardevol? Yeah, and if we look at anything that we purchase, you know, there's not just a physical price that we pay for it. It comes with more than that. You pay for it in time because you have to spend time. You have to spend time in maintenance, or it takes mind space, you know. So you pay for everything you have has got so much that actually is connected to it that we have to discern better before we take more things on or buy more things. Ja, en een van my gunsteling minimaliste, sy naam is Gabe. En Gabe sê, as jy jou lewe vat, sê net maar jy verdien, as jy jou salaris vat, nee, sê net maar jy verdien R300 'n uur. Dis nou maar net 'n figuur, né? Sê net maar jy verdien R300 'n uur. En jy stop by Starbucks en jy koop vir jou whatever ook al, nê. Jy moet verstaan dat dis 'n uur van jou lewe wat jy spandeer het om 2 koppies koffie te koop, sê nou maar. Ja. Om net 'n idee te gee. So as jy dit so uitwerk en sê, ek het 'n uur van my lewe gegee vir hierdie ding, is it worth it or not? Yeah, that changes the picture a little bit. It gives us a different lens to look through. And so at the end of the day, we need to really look, as you say, prioritize what we have. Is this serving us? Is this good for the season? Because we go through different seasons. And it's not just physically our space, because our physical space also influences how we think and operate. You know, so our mindset, it gets influenced by our environment. So Sandy, we're going to find out a lot more about
clutter and decluttering after this break. Welcome back to Think Life. If you're on the road or in the Kosh area, you can listen to us on 100.6 FM, in the Potch area, 98.1 FM, anywhere in the world, www.lifefm.co.za. Ja, Louis, ons praat vandag oor klatter en die pragtige Afrikaanse woord vir dit is klotter. So 'n declutter is om te declutter is om te ontklotter. Maar ek wil vir jou sê, ek is nou op hierdie journey vir 'n paar jaar, né? En ek en jy praat gereeld oor dit. Ek dink ons het al in die verlede programme oor dit gehad. Maar waar ek nou is ek so on fire oor hierdie topic, hierdie onderwerp, en ek doen baie navorsing. Ek volg 'n paar ouens wat kom uit Bybelse beginsels uit. Jy weet daar is mense wat ontklotter dan nou, uit 'n baie 'n new age plek uit, nee. Soos die feng shui en die die daai en mindfulness en daai. Maar daar is, jy kan 'n Bybelse leefstyl verbind aan hierdie min besit, né? Sure. So ek wil begin deur vir jou te vra, het jy geweet dat jou besittings kan jou boelie? Man, partykeer voel dit so. If I walk into my office and it is deurmekaar, it feels like I've already lost, my train of thought. So it could be bullying me. Okay, almal praat altyd van as jy op 'n Lego trap, hoe seer is dit, nee? Ja. Kry daai prentjie. Awesome. Maar ek wil verder gaan en sê, as jy 'n vrou is soos ek en daar is goed in jou kas wat jy so ons het amper hierdie poverty mindset, nê, van goed, ek kan nie my klerekas uitgooi nie want môre het ek dalk niks nie, nommer 1, of ek het so duur betaal vir hierdie ding, ek kan nou nie, hy moet nou hier bly, nê. Maar elke keer as hom aantrek, voel ek lelik. Ek voel either te kort, of te bleek, of te die, of te daai, en dit is my klere wat my boelie, dis soos dit laat my nie lekker voel nie, en dit breek eintlik my selfbeeld af, as ek dit so kan sê, nê? So, en ook besittings, jy weet wat, soms hou jy vas aan goed wat jy of geërf het, of by iemand gekry het. Soms is die verhouding tussen julle het seer gekry, maar jy het hierdie ding. Nou wil jy hom nie laat gaan nie, want dit laat jou aan die persoon dink, maar elke keer as jy hom na hierdie ding kyk, dan onthou jy die seer. Ons het soms seer emosies wat gekoppel is aan besittings. En of dalk net hartseer van hierdie persoon. Ek dink nou aan 'n liefdesverhouding en hierdie ou het nou vir jou al hierdie teddybeertjies gekoop en jy weet, juwele en 'n Gucci beker en so aan, en nou is die verhouding verby, maar jy hou vas aan die goed, want jy weet, dit is Susanna. Maar elke keer as jy dit sien, dan het jy seer. Sure. Ja, so daai's op 'n ander vlak, né? En daarom is dit, man, dit is net goed. Dit is net goed. Mag ek vir julle 'n bietjie vertel van Joshua Becker? So Joshua Becker is 'n minimalist, en hy het 'n webwerf en 'n Facebookblad, Becoming Minimalist. En hy het 2.9 million followers op Facebook. Sure. So, hy het nou onlangs 'n boek uitgebring, Uncluttered Faith. En daarin sê hy vir ons, hoekom moet ons aanklatter? Wil jy luister? Asseblief, ek kan nie wag nie. So hy het soos die titel van die boek is Uncluttered Faith en die subtitel is Own Less, Love More and Make an Impact in Your World. Sure. So ek het self hierdie journey begin ruk terug, maar dit raak vir my meer en meer en meer dringend. Ek sê elke dag vir die Here, ek sit met 'n klomp goed wat ek moet ontklotter, en dit verhinder my om naby dit steel my tyd, dit steel my fokus, dit steel my grootste begeerte op die stadium is 'n dieper verhouding met die Here, en dit voel vir my hierdie hou my terug. So die ouens wat regtig begin ordentlik minimalisties gaan, vat hulle 4 tot 5 jaar om daar te kom. Okay.
Okay, Dis so it's a nie- process. Moenie vir iemand laat iemand jou sê kan dit in 'n naweek of in 6 weke of in 'n maand doen nie. Dit is 'n ontsaglike lang proses want jy moet losmaak. Jy moet losmaak. Maar dis daai, ek is op 'n plek waar ek so min as moontlik wil besit sodat ek 'n beter my calling kan uitleef, Wow. né? So ja. So hy vra die vraag, what happens when we loses our grip on possessions? So daar. Ons het nie eens 'n grip op die possessions nie. Die possessions het 'n grip op ons, nê. Shoot. Maar die eerste ding is you overcome anxiety. Wow. Ja, that makes sense. Ja. Jy het vir my nou nog gesê van jou kantoor en hoe dit eintlik daar is 'n vorm van angstigheid wat kom met die baie goed. Onmiddellik, ja. Ja, en jy voel net nie of jy in beheer van jou Dis dag overwhelm. Actually. Overwhelm. Ja. Ja. So dan sê hy nog een van die goed wat gebeur is discovering contentment. En as jy lank genoeg op hierdie pad is, Louis, dan het jy later nie meer die behoefte om iets te koop nie. Ek en my man is nou daar. Weet jy wat, ons sal loop, ons sal mall toe gaan vir 'n bietjie om uit die huis uit te kom en ons sal gaan 'n lekker koffie drink en sit en kuier en ons sal nie 'n ding koop nie en ons sal niks nodig hê nie en ons niks wat skree nie, niks wat sê koop my nie. Jy weet, ek weet nie of jy dit weet nie, maar of jy ook al daai ding beleef het nie, maar soms sien jy 'n ding in 'n winkel en daai ding, jy wil hom hê. Sien maar ek dink nou 'n mooi blouse byvoorbeeld, nê. Jy wil hom hê, maar jy het nie nou die geld nie. So jy obses oor daai ding tot die einde van die maand toe wat jy hom kan koop. En hy consume jou amper en jy sien hom in jou kas, jy sien hom saam met hierdie skoene, jy sien hom, dis soos in jou kop die hele tyd. En dan koop jy hom die einde van die maand met groot anticipation en dalk moet jy iewers iets anders jouself tekort doen om hom te koop. En dan Louis, hoe lank gee daai ding vir jou vreugde? Regtig spaak hy net joy. Yeah, Sandy, it's like when you buy a new car, it's just suddenly, it's amazing for 2-3 days, maybe a week, if you're lucky a month. And then it's just like, you don't even think about it. You get in and you just drive. You're used to it. Maar dink jy nie dan alweer aan die volgende ding wat jy wil koop nie? That's how we are rigged. That's how our minds work. And that's exactly that. So I think there's something inside you that gets satisfied. You've reached this goal. Well done. Now, you need to find another goal. Ja, en dit bring ons presies by die volgende punt. En die volgende ding wat gebeur wanneer ons nie meer na possessions gryp nie of daarna smag nie, is redefining success. Okay. So jou hele idee van sukses skuif. Love it. Sukses gaan nie meer oor showing, jou showcase, jou huis, jou kar, jou brandklere. Sukses gaan vir jou oor ek is in beheer van my lewe. Ek leef 'n gedissiplineerde lewe. My gesin is versorg. Ek slaap goed in die nag. Ek jaag nie besitting so erg dat ek met lang ure werk en my gesin afskeep nie. So die hele ding van sukses verander. I love that, Sandy. And what I'm hearing you say is that we need to reframe how we see possessions. And what I really like what you're saying now is that it actually comes down to our identity. So our possessions don't give us our value. Ja, iemand het eendag die vraag gevra, if you are what you have, and what you have is lost, then who are you? Yeah, that is spot on because, the car you drive does not define your character. It only is a vehicle, and maybe it's a preference, but it can't do anything to the type of person you are. Nee, dit bepaal glad nie jou identiteit nie. You actually bring a status to the vehicle, Jy doen. Yeah. Ja. So that's that mindset which we need to start looking at differently and say, but we are much more precious than our belongings. En wat jy dan doen is, jy begin net beter rentmeesterskap toepas. So in plaas daarvan jy het nou jou kar en 2 jaar later begin jy nou klaar rondkyk vir die volgende een is,
ek is lief vir my kar. Ek pas my kar op. Ek gaan kyk hoe lank kan ek met hierdie kar ry. En ek kyk na hom en ek waardeer hom. Weet daai waardering vir dit wat jy het. Appreciation, and that comes back to, you mentioned earlier, a mindset of poverty, where we always say, think alive, it's about a mindset of abundance. And it's what you focus on. We're going to be back right after the song, breaking open more about clutter. Welcome back to Think Life. Yeah, Sandy, we're speaking about clutter, and we're speaking about physical clutter, emotional clutter, even mental clutter. But clutter, we have to declutter. Jy moet. My question for you is that you are a very creative person. Is it more difficult for creative people to live this kind of simplified, decluttered life? Vir my is dit makliker. Want as jy kreatief is en jy hou van handewerk, jy hou van goeders doen, nee, dan begin jy later. Jy kan mos, nou die dag het ek gekyk na 'n opname, toe sê hulle, wat is die goed wat mense meeste opgaar? Nee, ons praat nou van hoarding. So die goed wat mense meeste opgaar, is kos, klere, craft supplies. So nou ek het nou gesien mense wat so groot in hierdie craft supplies ingaan, hulle het 'n hele vertrek in hulle huis, hulle bou spesiale kaste in, hulle bou spesiale tafels en koop nog crafts en crafts. Later word dit jou ketting om jou nek. Want jy kan nie op een ding fokus nie. Want jy weet nie waar om te vat en waar om te los nie. Een van die goeie tips wat ek gekry het oor die hele declutter lifestyle is om elke dag seker te maak, jou lesenaar of jou werkspasie dan, is so skoon dat net dit wat jy vandag aan gaan werk, is daar. Net dit wat jy vandag aan gaan werk. And I think what you're saying now, it's reframing already how I think about it, because I used it as an excuse. Nee, jy word meer kreatief, want jou kop is ligter, jy hoef nie, dis nie al hierdie goed wat jou aandag vereis nie, so jou kop is baie meer uitgesorteer. En die ander wonderlike ding wat gebeur is, you create room for spiritual growth. Sure. Yeah, and it's a trap. It's like you say, you start doing this thing, you start gathering these things, and you think this is going to make you, feel fulfilled. And the more you do it, the more you want to do it. And then when you see, it's too much. Like, it's exactly that. There's these ladies with all this craft stuff in their cupboards that they did 20 years ago, and it's still there. It's like this lost potential. And it is a trap. So I think that's where we need to start looking at everything we have and say, but what is the cost of this thing at the moment? Yes. En Joshua Becker sê ook op sy Facebookblad, the 3 stages of life: wanting stuff, accumulating stuff, getting rid of stuff. I'd say, save yourself some trouble and skip the first 2. Ja. So die ander ding wat gebeur, wanneer jy bietjie laat gaan is, you prioritize people over possessions. Okay, yeah, that's a good rule. Ja. Yeah, it's that thing of relationship, and we actually watched a movie where it speaks about relationship above being right. That's kind of the core. Yeah. Do you want to be right or do you want to be happy? Yeah, so it's easy to be right, but it's also going to cost you something, hey? Yeah. So relationship must always be first. That's why Jesus was always, speaking to his people, setting them aside, speaking to people that society rejected. So relationship is number 1. Number 1. En weet jy wat, nee, saam met ek doen nou nogal, ek kyk nou nogal al hierdie wonderlike YouTube video's oor minimaliste. Party van hulle vat dit vir my te ver vir myself persoonlike smaak. Maar ek dink elkeen van ons het 'n lyn waar ons gemaklik is, waar jy emosioneel gemaklik voel, nee, so jy moet dit bepaal. Maar saam met dit het ek so 'n paar van hierdie YouTube goed gekyk oor mense wat opgaar.
en die prys wat die families betaal. Ooh, yes. So die een is 'n vrou en weet jy mens het net empatie met die vrou want sy's nie gesond nie, sy's nie baie mobiel nie. So sy kan nie regtig haar huis baie netjies hou nie, maar dan gebeur dit mos nou dat die kos opgaar, die alles gaar op, maar sy het 'n 16-jarige kind wat in hierdie gemors moet lewe elke dag. En die tol op daai kind se emosionele gesondheid is verskriklik want hy kan nie vriende oornooi nie. Hy kan nie net ontspan nie want dis 'n jy weet om net by die badkamer te kom moet jy oor 'n hoop gemors klim. Die badkamer funksioneer feitelik nie meer want die bad is vol goed. Jy kan omtrent nie by die toilet uitkom nie. Hulle kan nie kos maak nie. Daar's te veel gemors in die huis. So ons verstaan nie die tol wat dit het op die mense vir wie ons lief is nie. Yeah, Sandy, so it's our responsibility to use discernment about this clutter and declutter because it influences the people, the loved ones around us, and the environment in which they operate, emotionally as well. But Sandy, why? There must be something within us that makes us these hoarders. You know, is it an emotional hurt? Is it a trauma that might have happened? Is it a lack, a not being fulfilled, you know? Ja, kyk, weet jy, my uitgangspunt in die lewe is altyd ons dien 'n God van orde. So as ons na sy beeld geskape is ons veronderstel om in orde te funksioneer. Maar as jy kyk na hoorders en verskoon my, ek is nie 'n sielkundige nie, ek praat nou maar van dit wat ek self nou maar net navorsing en goed, maar as jy kyk na mense wat opgaar, baie van daai mense, baie van hulle is deur groot trauma. En sommige van hulle en is maar 'n manier van om jouself amper te buffer teen die wêreld, nee, ek dink jy maar as ek dink so kyk is daar amper soos 'n afsnypunt waar mense gaan oor daai tipping point en as hulle oor daai tipping point gaan, dan raak hulle verhouding met hulle besitting so verdraaid dat hulle nie meer kan op hulle eie dit uitsorteer nie. Hulle funksioneer nie. Ek het nogal interessant in die week het 'n vriendin van my 'n WhatsApp vir my gestuur want ek praat toe nou op 'n groepie oor ek is nou weer in daai seisoen van jy weet jou lewe maak seisoene, maar jy kom by plekke waar goed nou is ek weer besig om te declutter. En sy sê toe vir my sy kan glad nie declutter nie en sy stuur toe vir my 'n hele ding oor mense met ADHD en hoekom hulle dit nie kan doen nie. En dit gaan oor die feit dat jy aan elke ding is daar 'n emosie en 'n oomblik in tyd. En omdat jou lewe jou kop so chaoties is, probeer jy oomblikke in tyd half vasmaak. So jy probeer 'n moment onthou wat nie net so hier rondflout in jou kop nie en amper asof 'n voorwerp anker jou in daai oomblik in. So ja, en ek het nie antwoorde vir daai nie. Soos ek sê, ek is nie 'n sielkundige nie, maar ek het ook al gekyk na inhoud van mense wat sê ek was 'n opgaarder, 'n ernstige opgaarder, dan wys hulle hoe hulle huise gelyk het. En ek het gister gekyk na 'n vrou wat 4 jaar, sy het die journey gedoen vir 4 jaar. So jy begin in sulke leiers. Ons kan in 'n volgende program praat oor hoe jy dit doen, maar daar's verskillende maniere. Maar sy sê net dat as sy nou 4 jaar later terugkyk, sy het foto's, sy het alles gedokumenteer, kan sy nie dink dat sy so gelewe het nie. Sy kan nie dink hoe vry sy nou voel nou dat sy lewe soos wat sy nou lewe nie. Yeah, and it comes back to being honest with ourselves. I think it's like you're trying to capture a moment in time, a memory, you know, because it made you feel good. But I mean, every second we are changing, every second we are new. And it's like then having like 20 browsers open on your computer at the same time. You can't really function because you try and keep all these things open at the same time. Yes. And so where is your capacity, your mind power kind of, you know, you're wasting that. So, and I read a book the other day, Deep Work, where Carl Newport speaks about
focusing on one thing for an hour. Mm. We can't do that anymore because Mm-mm. there's just too much things we have Mm-mm. to handle. Ja, en as jy begin kyk na die minimalistiese leefstyl, kyk dit gaan oor alles. Dit gaan nie net oor jou besittings nie, dit gaan oor jou tyd, dit gaan oor jou geld, dit gaan oor jou tyd saam met die Here, dit gaan oor alles. En dan is die een ou se raad is en ek probeer daai ene nou doen. Hy sê deel jou lewe op 'n 90 dae seisoene. So sê vir jouself vir die volgende 90 dae gaan ek baie hard fokus op een ding. Ek gaan ander goed ook doen, maar my hooffokus elke dag gaan ek soveel ek dink hulle praat van 90 minute. Elke dag spandeer aan die ding. En dan aan die einde van die 90 dae vat jy so 'n bietjie van 'n ruskansie in jou kop en dan begin jy met jou volgende 90 dae siklus. I like that because that's really establishing a new habit. You Ja. know, if you do something consistently for a long time and you've now prioritized it, it's important to you, it will have good fruit in your life, then it becomes a habit. So once you've done one thing for 90 days, you don't have to think about it anymore. Jou brein rus. So jy kan vir jou brein sê, okay brein, jy hoef nie nou te worry oor die beskuit wat gebak moet word nie. Ons gaan dit nie hierdie kwartaal doen nie. Ja. Moenie nou obses oor dit nie, jy weet. Nou moet jy net fokus op hierdie. Ons gaan nou net tomaties in lê vir 90 dae en dis asof jou brein kalmeer want hy weet daar's 'n plan. Yeah, I love that. And he's on board. Ja. And then things En dis actually nie van happen elke aand better. kyk jy in die oë, gits, ek moet beskuit bak nie want dit is nie nou belangrik nie en jou brein besef dit en jou brein kalmeer. Sure, Sandy, this is so inspiring because I'm actually getting some tips out of it and that I can go and apply to my life. Ja, so die laaste ding wat Joshua Becker sê is wat gebeur wanneer jy al jou stuffies laat gaan of dit wat jy nie nodig het nie is you make a lasting impact on the world. Wow. Jy is 'n totaal ander mens. Jy kom uit 'n ander plek uit. Jy sien die wêreld anders, jy het meer kapasiteit. En in plaas daarvan om heeldag by jou huis te wees en al jou besittings te moet bestuur en te moet skoonhou en te moet matte was en banke stofsuig en nê, is jy vry, jou kop is vry, jou tyd is vry om 'n impak in die wêreld te gaan maak. And you're actually stewarding yourself now because some of that duties, that everyday constant cleaning duties, those also bring frustration because you know you have to do them, Ja, but actually you want to be out there doing something. jy wil nie hierdie Ja. doen nie en dit is soos ons raak in bondage. Ons raak in bondage van ons huise en ons besittings. Do you En have, al wat ons doen is, ons skuif net die heeldag ons gemors in ons huise rond. yeah, thank you so much, Sandy, for these practical tips. And we're going to do a whole new show next week, diving even deeper in clutter and declutter. And it's really amazing how easy it is. And I think for myself, I think it's just a mental block. I just need to start. We hope you enjoyed the show. Catch us next Monday, 6:30 right here on Life FM.